Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons kan eintlik glad nie besig wees met resepte vir die lewe as ons nie kyk na geloof nie. En ek weet ons het nou al 'n paar keer gekyk na geloof en ons gaan seker nog baie keer kyk na geloof, want daar's elke keer so 'n ander dimensie aan dit wat ons leer of dit wat hy vir ons wys, né? Die gedeelte waarna ek vandag wil kyk is 'n woord wat ons koning Jesus gebruik het, wat 'n lelike woord is. Die eerste keer toe ek na hierdie woord gekyk het, en hy met my daaroor gepraat het, het ek gaan kyk wat die Griekse woord is, en dis waar die lelike woord lê. Want hy het nooit lelike woorde gebruik nie, né? Maar vir my oor klink dit na 'n vreeslike lelike woord. En hierdie lelike woord in die Grieks is oligopistos. En dit beteken klein gelowiges. Daar's 4 plekke in die woord waar hierdie woordjie klein gelowiges voorkom. En al 4 van hierdie plekke is dit Jesus self wat hierdie woord gebruik. Ons koning Yeshua gebruik hierdie vreeslike woord om met sy disippels te praat, nie met die ongelowiges daar buitekant nie, nie met die fariseërs nie, met sy disippels. So dis nodig dat ek en jy moet gaan luister en gaan kyk wanneer sê hy dit vir hulle. Ek het op 'n dag 'n praatjie bygewoon van 'n man wat 'n rol gespeel het van Jesus in die Matteus flieks of films wat dit ook al was. En hierdie man het gesê dat hy, toe hy die karakter moes gaan bestudeer, het hy 'n boekie raak geloop wat sê Jesus Man of Joy. En dat sy hele perspektief van Yeshua verander het, omdat hy hom toe nie gesien het as die kwaai meester wat die hele tyd sy disippels tereggewys het nie. Maar hy het begin agterkom dat hy eintlik sy disippels uitgelag het, nie op 'n lelike manier nie, bietjie met hulle die spot gedryf het, omdat hulle elke keer dieselfde ou foute gemaak het. So ek wil dit op hierdie manier na hierdie woord gaan kyk. Hy sê dit nie vir ons op 'n lelike manier nie, maar dit klink lelik op my oor. So ek wil nie hy moet dit vir my sê nie. So kom ons kyk so 'n bietjie, waar staan hierdie woord? In Matteus 6 vers 30 kry ons dit die eerste keer. Yeshua is besig met die bergrede. Hy staan op die berg langs die meer van Galilea, en 'n skare mense sit voor hom, en hierdie is eintlik sy eerste preek, sy eerste groot preek, waar daar 'n skare sit, en hy vertel vir hulle dat hulle nie moet bekommerd wees nie, en ons het daarna gekyk toe ons gekyk het na die resep vir die kuur vir angstigheid. Maar dan sê hy hierdie sinnetjie: as God dan die gras van die veld, dat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges, oligopistos. Hierdie selfde woorde herhaal hy in Lukas 12. En weer eens is daar 'n skare mense voor hom, en hy herhaal hierdie woorde. Hy sê, as God die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre in die vuur gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer sal hy julle versorg, julle klein gelowiges? Die tweede plek waar dit sê, is waar die disippels saam met hom op die skei is, toe die storm kom. En ons weet, hulle is franties, want die storm gaan die boot laat omslaan, en hy lê vas aan die slaap. En hulle roep uit, en hulle gaan maak hom wakker, hulle sê, Here, red ons, ons vergaan. Hoeveel van ons het in hierdie afgelope paar maande uitgeroep na hom, en gesê, word wakker, kyk, sien dat ons besig is om te vergaan. En dan sê hy, in Matteus 8:26, waarom is julle bang? Oligopistos? Ek staan nie by julle. Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. Het verlede jaar 'n lied uitgekom, It is well, en in die koorgedeelte sing die dametjie, The wind and the waves still know his name. Jy sien, hy sê vir ons, ek is hier by julle. Hoekom is julle geloof so klein? En dan die derde keer kry ons ook waar hulle op die boot is, 'n ander boot, op 'n ander situasie.
Hulle het so pas gesien, hoe hy vir 5000 mense uit 5 broodjies uit kos gegee het. En dan sê hy vir hulle, julle moet oppas vir die suurdeeg van die fariseërs. En dan begin hulle onder mekaar praat en hulle sê, dis omdat ons nie brood gebring het nie, wat gaan ons hê om te eet? En dan sê hy vir hulle, oligopestos, en ek dink as hy enigstens so 'n menslike ding kon doen, soos om sy oë te rol, het hy dit op hierdie keer gedoen. Hoekom praat julle met mekaar daaroor dat julle nie brood het nie? Kan julle nie onthou nie? Begryp julle nie nog nie? Verstaan julle nie, ek is hier by julle. Ek het vir julle gewys hoe ek vir 5000 mense kos gee. Ek het met 7 broodjies, het ek 4000 ander mense kos gegee. Hy sê, hoe is dit dat julle nie begryp dat ek nie in verband met brood vir julle gesê het, om op te pas vir die suurdeeg van die fariseërs en die sadduseërs nie. Hulle het onmiddellik gekyk na die fisiese, in plaas van die geestelike. Ons lees in Hebreërs 11, daar waar die heldegalery van die koning is, lees ons in vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Ons moet glo dat ons moet onvoorwaardelik glo, ons moet sonder om te twyfel, sonder om te wonder, moet ons weet, dat God, hy is wat sê, ek sal gee, ek sal doen, want jy sien, God het met jou verbond, en hy kan dit nie verbreek nie, hy kan nie teen sy woord gaan nie. Interessant genoeg in die Hebreëus, is daar een woord vir faith en faithfulness, en hierdie woord is emuna, en ek gebruik spesiaal die Engels van faith en faithfulness. Ons het nie in Afrikaans regtige woord vir faithfulness nie, ons gebruik die woord getrouheid. Maar faithfulness beteken vol geloof. Dit beteken dis geloof wat uitkom by my oë, by my mond, by my hande, by my voete. Dis 'n oorloopaksie. Dit is die werkwoord van faith. Geloof is 'n innerlike saak. Faithfulness is 'n uitloopsaak. Dis 'n ding wat oorloop, dis uitloop, dit kom uit in alles wat jy doen. Jy sien, ons kan so maklik van geloof 'n baie spiritual ding maak. Intussen is dit eintlik 'n baie praktiese ding. Jy kan vir my sê jy glo iets, maar as ek jou nie sien doen nie, as ek jou geloof nie sien in die praktyk nie, hoe moet ek glo dat dit wat jy glo waarheid is? My boetie, my sussie, kom ons laat die woordjie emuna oor ons geskryf wees en nie die woordjie oligopestos nie. Kom ons wees faithful, want ons faithfulness is dit wat die verskil maak daar buitekant. Mag julle 'n faithful week hê. Aba Vader, dankie dat U ons kom leer dat U nie kwaai is met die disippels as hulle 'n bietjie rondtrap of verkeerd trap nie. En ek weet baie keer dink ons U sit met U hande oor U oë en U skud die kop en U dink, ag nee, regtig? Wanneer gaan sy dit reg kry? Wanneer gaan hy dit reg kry? Kom leer ons van emuna, van faithfulness, van oorloop van geloof, van uitstort van geloof en faithfulness. Ons loof U vir die goedheid en die genade. Amen.